Laasweek, ons is besig om hierdie reeks nou klaar te maak. Ek weet nie of julle dit agterkom nie, maar ons is by deel 9 en dit voel vir my hierdie kwartaal het gevlieg. Ek weet nie of julle dit ook weet nie. Ek en Andrew gesels daarna met die kamera mense, met die mense aanlyn en toe sê ons is nou halfpad met hierdie reeks. So, nee, ons maak nou klaar met hierdie reeks. So, ons is nou amper by die einde in die laaste paar weke. In die begin het ons gepraat oor wat geestelike droogtes is. Ons het gepraat oor waarom beland ons in geestelike droogtes. En laasweek, hierdie week en volgende week, praat ons oor wat om te doen in my geestelike droogte, veral as dit langer aanhou as wat ek gedink het. Party goed kom en gaan. Ek weet nie of julle saamstem nie. Party dinge kom, dit gebeur, ag en dan moet jy dit aanvaar en dan moet jy dit kom en dan gaan dit weer aan soos okay. Maar party keer gebeur 'n ding wat jou hele lewe kom verander. En dit sal nooit weer dieselfde wees nie. En ek dink, wie van julle het al so 'n gebeurtenis gehad? Jou hele lewe is verander. Steek op die hand, ek wil net sien, wie van julle het dit al beleef? Jou hele lewe het verander na daai. Ek wil dit kan 'n dood van 'n geliefde wees, dit kan 'n egskeiding wees, dit kan werksverlies wees. Jy weet, daar's sulke dramatiese goed wat gebeur. En laasweek het Kenneth met ons gepraat oor voete was, dat ek moet aanhou voete was terwyl ek deur my droogte gaan. En hy het Jesus as voorbeeld gehou. En kan jy dink hoe kragtige voorbeeld is dit? Jesus sou daai aand word hy gearresteer. Daardie selfde aand en hy het dit geweet. Hy het geweet wat kom en hy was nog steeds die disippels se voete. Hy bedien hulle nog steeds met nagmaal terwyl hierdie ding in sy hart is. En Jesus stel vir ons die voorbeeld dat ons moet voete was al kry ek swaar. Al is ek nie op 'n goeie plek nie. Nou vanoggend gaan ons aan met daardie tema van is jy in 'n droogte? En vanoggend wil ek 'n bietjie 'n ander, as ek die Engelse woord angle kan gebruik, dan wil ek 'n ander angle op dit sit, dieselfde boodskap op 'n ander manier, en ek wil vir jou kom uitdaag om in jou droogte 'n oase te wees. Nou, moet ek sê, het jy jou botteltjie water gekry? Jy mag hom drink terwyl ek preek. Jy mag net nie verstik aan hom nie, okay? Het jy gesien wat staan op die botteltjie water? Oase. Dit was eintlik, ek wil sê dit was per ongeluk, maar ek is seker die Here het so bestuur. Chris van Skalkwyk het die idee gegee en ek het gedink dis 'n baie goeie idee. So ek wou gesê klap vir Chris hande, maar Chris is nie eens hier nie, so dit gaan nie help nie. So klap in jou hart vir hom hande en dan sal ons vir hom sê ons het vir hom hande geklap in ons harte. So in 'n droogte roep die Here Jesus my en jou om 'n oase te wees. Om 'n oase te wees. Nou wat presies is 'n oase? 'n Oase is 'n natuurlike verskynsel van 'n waterryke area met vrugbare grond in die middel van die woestyn. Vir iets om 'n oase te wees, moet dit waar wees? In die woestyn. Jy noem nie iets, jy gaan nie daar in die noorde van Pretoria na Pilansberge toe en sê, dis groen, dis 'n oase nie. Nee. Dit moet omring word met 'n woestyn. En vanoggend wil ek hê, daai ding moet by my en jou klik, dat ek en jy moet 'n oase wees in die woestyn. En 'n oase is nooit vir onsself nie, dis altyd vir ander mense. Psalm 1 vers 1 tot 3 lees ons, dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy of sy is soos 'n boom wat geplant is by waterstroom. Nou onthou nou, ek en jy dink aan, okay, Kaapstad is 'n bietjie droog, ons het 'n probleem, hulle verwag min water die reën, maar almal van ons het bome by ons huis. Ons verstaan nie binne in hierdie konteks wat Psalm 1 geskryf is nie, 'n boom wat by waterstrome geplant het, word 'n groot boom, word 'n sterk boom, en almal kan dit sien, want die res van die plek is wat? Woestyn. Dink julle daar groei bome in die woestyn? You better believe it, daar doen nie. So hierdie is nogal iets om te verstaan. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So Psalms begin met hierdie gedagte, dat iemand wat gewortel is in die woord, is soos hierdie boom. Ons lees in Jesaja 58 vers 11, wat die Here sê oor die volk, en ek glo dat in Christus is hierdie op ons van toepassing, die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorstreke sal hy in jou behoefte voorsien. Hy sal jou sterk maak, jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Wie van julle wil daar wees? Onthou, hierdie is in die middel van die woestyn. En ek dink, ons spandeer te veel tyd om ons woestyn te probeer wegbid.
Ons spandeer te veel tyd om te sê, Here, vat my woestyn weg. En dis waar ek is, en dis waar die Here my dalk nou wil hê vir hierdie hoofstuk, want hy wil hê ek en jy moet 'n oase wees in iemand anders se woestyn. Weet jy wat? Kyk gou om jou. Kyk gou hierdie mense. Almal van hierdie mense gaan van tyd tot tyd deur 'n woestyn. Dis nie net jy nie. Maar die snaaks sê, wanneer ek deur 'n dor tyd gaan in my lewe, dan voel ek se enigste een. Is dit nie so nie? Want dis ons geneigtheid. Ons is as mense geneig om selfsugtig te wees. Ons is as mense geneig om net te dink aan, hoor jy, kyk 'n groepfoto. Jy weet jy was eers daar nie, maar jy soek jouself. Okay, dis 'n grappie. Maar dis as wese standaard. Ons die Engels is die default setting van my lewe is dit gaan oor my. En die Here roep ons, Jesus roep ons om anders te wees. Hy roep ons om 'n oase te wees in iemand anders se woestyn. En dis waar ek vanoggend met jou wil praat. Maar nou, Eastwood, is jy reg vir my? Kom ons staan. Dan praat ons saam. Dankie Andries. Kom ons staan en praat ons saam, want ek glo elke woord wat in die Bybel staan. Ek glo dit met my hele hart en ek glo ons mag nie daarmee onderhandel nie. Kan iemand amen sê daarop? Amen. So kom ons sê lekker hard saam. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem en by Johannes 7 oopmaak, by Johannes 7 vanaf vers 37 tot 39, terwyl jy blaai in Johannes 7, wil ek eers vir almal aanlyn sê, baie welkom vanoggend. Dit is heerlik om in jou huis te wees, en mag die Here vir jou ook seën om 'n woestyn, 'n ander se woestyn, 'n oase te wees. En dan Zinia, ek het jou nie sien inkom nie, geluk met jou verjaarsdag. Gee net vir Zinia lekker hande klap. Zinia, geluk met jou verjaarsdag. Johannes 7 vers 37 tot 39. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Nou, ek moet net hier stop. As kind het ek altyd gedog, nou, hoekom het hulle 'n fees as dit so warm is? Ek het eers later in my lewe agtergekom, dis hitte en nie hitte nie. En toe ek nou uitvind is hitte, toe dog ek, nou wat? Hoekom het hulle hittefees? Wat se hitte storie is dit? Nou kom ek vertel vir julle. Julle moet verstaan, ons praat van oor 'n tydperk. Afrikaans is nou hoe oud? 100 jaar. Dink julle ons kultuur het verskuif oor die laaste 100 jaar? Ja, dit het. Ons loop nie meer met voortrekkers, sleep nie meer ossewasie. Party doen nog, maar ons sleep nie meer ons ry nou met karre. Ons kultuur het effe verander. Dis vir die voortrekkers, die Kaapenaars wat nog hier groot geword het. Julle weet nou niks van ossewasie nie, maar in elk geval maak nou nie saak nie. Wat ek vir julle wil sê van die hittefees is, julle moet verstaan van Moses, iemand wat nou vinnig Google. Ek wou dit gaan kyk, ek het dit nie gekyk nie, maar dit kan enigiets tussen 1500 en 1700 jaar wees wat afgespeel het van Moses tot by Jesus. Iemand moet dit soek en dit sommer uitskree. Ek sê jou nie kwaadlik neem nie, want ek het dit nie daai akkurate, maar ek wil net vir julle sê dat die kultuur het verander en dit het ontwikkel, selfs die Joodse kultuur het so teen die tyd wat Jesus by die hittefees in Jerusalem hierdie woorde sê, het 'n paar goed al verander. So, die hittefees kan eintlik beter genoem word die fees van die tente. Nou, hoekom vier hulle so fees? Hulle vier toe hulle na 40 jaar uiteindelik by die beloofde land gekom het, dat hulle nie meer in tente hoef gebly het nie en uiteindelik hulle eie huise kon bou. Dis 'n goeie rede om 'n fees te vier, dink julle? So, maar oor die jare het dit al verander dat dit die fees van water geword het. So, buitekant die stad, want dit is ook mos nou 'n droë plek. So hierdie twee feeste het saamgeloop, maar hulle het een fees gemaak. Die hittefees was die fees wat hulle gevier het omdat hulle uit die woestyn uit in die beloofde land was, maar ook was dit nou die waterfees wat hulle vier dat die Here, so hulle het 'n offer van water gebring. 'n Wateroffer. Het jy al ooit dink nou net jy kom en jy gooi 'n bakkie water in die kollekte maatjie, daar's my wateroffer. Dit moet baie droog wees om dit te doen, om dit aanvaarbaar te word. Nou, hoekom het hulle dit gedoen? Of hoe het hulle dit gedoen? So die Siloam bad was omtrent 700 meter van die tempel af. So wat hulle gedoen het, die priester het gegaan en hy het met 'n goue beker, het hy vir 'n week lank van die hittefees, het hy elke dag in die Siloam bad water geskep en dan het hulle met 'n hele optog, almal het saamgeloop en dan het hulle hierdie hele seremonie, die Jode was lief vir seremonies, vreemde seremonies. Ons Afrikaners sou dit nie baie gemaklik gevind het om te doen, al die goed. Byvoorbeeld, partykeer het hulle koring gebring as 'n offer. Weet jy wat het hulle dan gedoen? Hulle waai dit voordat hulle dit vir die Here gee. Probeer jouself ons sê vir hulle, okay, almal steek julle R100, R200 noord in die lug voordat julle in die kollekte maatjie, waai jy dit eers vir die Here. Wie van julle dink dis 'n bietjie weird? Jy sal dalk na 'n ander kerk toe gaan as ons dit begin doen, hè. Wat is vir die Jode gedoen? Hulle het vreemde goed gedoen, maar so wat hulle doen met hierdie goue beker, dan loop hulle in die tempel in, dan giet hulle dit uit oor die altaar.
want dit is 'n wateroffer. En aan die 7de dag het die priester dit weer gedoen en hy het 7 keer om die altaar geloop. En ek kan dink dit was nou met baie bravade, want hulle het gesing. Hulle het Jesaja 12 vers 3 gesing, wat die Here bring redding. En dan sing hy nou daar, en dan na die 7de keer wat hy omloop, dan giet hy nou die water oor die altaar uit. Pragtig, né? Want hulle het herdenk dat God gee die lewende water. Wie van julle sou so 'n seremonie wou bywoon? Kan julle dink, die oomblik, hier is 'n stem, terwyl ons almal daar is, die priester is hier voor, hy's besig om die water oor, en hier's 'n stem wat uitkom en sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. En al die aandag gaan van die priester af weg na hierdie man wat hier staan, en hier staan Jesus. Dink julle dit sou 'n ongemaklike oomblik gewees het? Ek dink dit was 'n baie ongemaklike oomblik. En Jesus kom maak die Ou Testament van toepassing op hom en sê, hierdie waterfees wat julle vier, is eintlik die voorspelling van my wat kom. Hier is ek. Nou moet julle kom drink. En nou sê hy wat gebeur. Hy sê wat gebeur as iemand by hom kom drink. Hy sê, met die een wat in my glo, is soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek wil net hê jy moet daar by die tempel saam met my wees. Hier staan die priester met sy bak water en hy sê, okay, die aandag is nou van my af. Hy het hierdie hele storie gehad en die groot dag van die hittefees gebeur hierdie ding nou. En Jesus maak 'n belangrike punt. En nou hang die vraag in die lug wat ek en jy moet vra is, het ek die strome van lewende water wat uit my? Is my geloof daar in die Here Jesus? Vertrou ek hom so met my lewe dat wanneer daar 'n wateroffer gebring word van droogte, dat die lewende water uit my uitvloei, want dit sal nooit ophou nie. Nou, hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat in geloof gekom het in hom, sou die Gees ontvang, en die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Nou, Johannes doen net 'n uitklaring daar, maar ek dink julle het dit nou. Dis 'n interessante stukkie geskiedenis, dink julle nie? Nou, okay, ek wil met julle 'n bietjie praat oor hier, want sien die oomblik, en dis wat Jesus sê. Jesus sê, die een wat by my kom drink, sal nooit weer dors hê nie, en die water wat ek vir hom gee, sal soos 'n fontein wees wat opborrel, dit sal nooit weer uitdroog nie. En waartoe gaan daai water? Dit bedien die mense om hom, reg? Dis die punt wat Jesus probeer maak is, dat wanneer ek en jy in Jesus is, gaan dit nie meer oor my nie, dit gaan oor Jesus. En wat wil Jesus doen? Jesus wil mense bedien. Hy wil vir hulle die ewige lewe gee. En net so, iets het gebeur die dag toe ek Jesus aangeneem het. Daai dag toe ek 'n oorgawe gemaak het, het ek die Heilige Gees ontvang. Ek het daai stroom, ek het daai fontein in my wat opborrel en dit sal nie uitdroog nie as ek net my oë op die Here Jesus hou. Kan iemand amen sê daar? So, die uiteinde van hierdie is, ek dra die vrug van die Gees, want ek het die Heilige Gees in my. Nou, net dat jy weet presies hoe pas die vrug van die Gees in alles in is. Die vrug van die Gees is alles wat Jesus is. Alles wat Jesus is die vrug van die Gees. So, wanneer die Heilige Gees in my is, dan werk die Heilige Gees, Romeine 8 vers 9, aktief daarna om my meer en meer soos Jesus te maak. Okay, het julle daai? So, ek word nou meer en meer soos Jesus. Nou, hoor wat sê Johannes 15 vers 16. Sê, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. Kyk, wie trek voordeel uit 'n vrugteboom? Se vrug. Ek het dit al gevra. As hier 'n appelboom staan, kry hy self die voordeel van sy appels. Het jy al ooit 'n appelboom gesien wat sê, dis hoekom daar 'n klomp halwe appels in jou boom hang. Want die appelboom eet, nee, wie kry dit? Die mense. En as ek en jy hierdie ding klik, dat ek dra vrug nie vir my nie, maar dis die manier hoe Jesus mense wil bedien, die mense om my trek die voordeel, wanneer ek vrug dra. En dit is wat dit beteken om 'n oase te wees. En dis waar ek volgende met jou wil praat. So, wees 'n oase in iemand anders se woestyn, terwyl jy self in die droogte is. So, hoe doen ek dit? Is jy reg? Vir die van julle wat skryf, ek gaan vir jou 4 praktiese goedjies gee oor hoe om dit reg te kry om 'n oase te wees, selfs wanneer jy, want waar is 'n oase in die middel van die? Okay, is dit 'n lekker plek om te wees? Tensy jy op vakansie is, maar as 'n reël nie. Okay, so, hier sommer 1, vertrou Jesus vir innerlike krag. Vertrou Jesus vir innerlike krag. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan. Nou, klink dit of hy iets moeilik beskryf daar? Ja, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Nou, hy praat in daai gedeelte van brose kleipotte. Hy sê, ons is maar kleipotte wat maklik breek, maar die skat is binne-in. Nou,
Uit die aard van die saak is die skat die Here Jesus. Jy het die skat binne in jou en jy moet verstaan, jy is 'n brose kleipot. Sê vir jou langs aan, jy's 'n brose kleipot. Dit beteken, as jy val, gaan jy breek. As hierdie lewe kom, dan gaan jy seer kry. Ons word nie gevry word daarvan nie, maar die skat is binnekant. En hoe meer krake daar in die kleipot is, hoe meer sien jy wat binnekant is, reg? En die vraag is, wat sien mense wanneer jou kleipot kraak? Wat sien hulle? Sien hulle die Here Jesus? Of is daar dalk 'n gebrek van die Here Jesus in my lewe? Wanneer my kleipot kraak, dan is dit 'n gevloekery en 'n geskellery en ons niks van Jesus daar nie. En dis wat Paulus hier probeer duidelik maak, want Christene word verag, hulle word vervolg, hulle word gehaat en hulle word self doodgemaak. Dis wat Paulus eintlik praat hiervan in hulle tyd. Dis wat hy beleef het. En hy sê, maar ons laat ons nie onderkry nie, want ons krag is nie in hierdie wêreld nie. En ouens, ons mag nie ons krag in hierdie wêreld probeer soek nie. Die Here Jesus versterk ons deur die Heilige Gees. Ons het nie 'n tekort aan krag nie. Ons soek dit net baie keer op die verkeerde plek. Okay. So ons moet net onthou, ek lewe nie in hierdie lewe ter wille van myself nie. Van ons grootste uitdagings wat ons het, van ons grootste seer en teleurstellings wat ons het, is omdat dit vir my gegaan het oor my. Dit moenie oor my gaan nie. Ek en jy moet oase wees. So, dit is 'n groot geheim. Johannes 16 vers 33. In hierdie wêreld sal julle dit? Sê net vir jou langs aan, jy sal dit moeilik hê. Jy sal. Weet jy wat, kom ons doen 'n bietjie verwagting bestuur, want as jou verwagting reg is, dan is dit nie so 'n verrassing nie. Sien, die ding is, baie Christene dink die Here moet ons in watte toedraai en deur hierdie lewe gaan. En ons het nou net vir mekaar gesê, jou kleipot moet kraak. Jou kleipot moet kraak sodat die mense kan sien wat binne in jou is. Maar nou wil ek nie, my kleipot moet kraak nie. Kom ons doen die verwagting bestuur. Jou kleipot gaan kraak, dit moet kraak, dit sal kraak. Sodat mense kan sien wat binne in jou is. Dis die punt van om 'n oase te wees. Okay, so, julle gaan dit swaar hê in hierdie wêreld, maar hou moed. Jesus sê, ek het hierdie wêreld reeds oorwin. En dis waar my krag is. So, hou jou oë op die Here Jesus. Hy gee vir jou nuwe krag. Hy gee vir jou innerlike krag. Hoe doen ek dit? Wel, ek hou my oë op die Here Jesus. Dis hoe ek dit doen. Ek hou dit. Ek doen dit doelbewus. En dit gaan saam met gebed. En dit gaan saam met die woord. En dit gaan saam met medegelowiges. Ek moenie myself isoleer nie, want dis waar my skade begin. So, hoe doen ek dit? Julle gesien as julle 'n bietjie rondloop in die kerk, hoeveel googly eyes is daar? Julle gesien, let op, daar's baie. Gaan kyk in Kenneth se kantoor. En ek wil hê elke keer as jy 'n googly eye, wie van die koffietannies het dit al gesien daar by die ja, elke keer as jy dit sien, herinner jouself, ek moet my oë op Jesus hou. Okay. So, wees 'n oase in die woestyn. Ons het nommer 1 gehad. Vertrou Jesus vir innerlike krag. Dis waar my vertroue moet wees. Maar as ek nou daai innerlike krag het in die Here Jesus, ek kyk nie na die wêreld vir my krag nie. Ek kyk nie na myself vir die krag nie. Ek kyk na die Here Jesus. Hy gaan vir my krag vernuwe. Nou kan ek 'n bemoediging wees vir ander. En hier sou dit werk. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 skryf Paulus. Hy sê aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat ons in elke, sê gou elke omstandigheid moet gee. Nou, ek dink hier kan ek en jy net sê, steek jou hand op, ek weet jy doen dit nou ook nie, maar steek net nou jou hand op en sê, Here ek dankie. Sê net, Here ek dankie. Jy moet hardop sê, 1, 2, 3, Here ek dankie. Okay, so, die Here, ons Vader is goed vir ons. Hy gaan aan, hy sê, in elke moeilikheid, bemoedig die Vader ons. Daarom kan ons weer ons kan ander bemoedig, omdat hy ons bemoedig. Sê gou vir my, as jy op vakansie is in Hawaii, so by the way, as jy gat dwars deur Kaapstad bo, reg deur, onder deur, ander kant uit, waar kom jy uit? Jy kom by Hawaii uit, regtig jy doen, jy kan dit gaan soek. Ag, so kom ons sê jy hou vakansie op Hawaii, en al jou rekeninge is betaal, en jy hoef glad nooit weer te werk nie, dink jy het bemoediging nodig? Nee, so wanneer het ek bemoediging nodig? Wanneer dit nie lekker gaan nie. Okay, so, in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Waarom? Daarom kan ons weer ander bemoedig. Want in allerlei moeilikhede verkeer, ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Wat gebeur? Ek en jy word 'n kanaal, 'n conduit van wat God doen. Ek kan dit nie uit myself uit doen nie, maar dit wat die Here vir my gee, kan ek vir ander gee. Maar ek kan dit nie doen as hierdie kanaal verstop is met homself nie. As ek so vol van my eie probleme en my eie situasie en die lewe is so swaar, alles is so stik en alles, dan is my oë op my probleme en nie op die probleme, of nie op die Here Jesus nie, en dan kan God nie deur my ander bemoedig nie. Maak dit sin?
Dis wat hy sê. So, in elke moeilikheid, sê vir jou langs aan in elke moeilikheid. Ek weet nie wat jou moeilikheid is nie, en ek wil dit nie klein maak nie, maar in elke moeilikheid, ons kan dit doen. Die woord is waar, amen? OK, so, hulle moeilikheid, kom ek sê vir jou wat was hulle moeilikheid? Paulus praat van, hy gee 'n hele lys aan Korinte, hy sê, vervolging. Hy praat van lyfstraf, hy praat van steniging, hy praat van armoede, hy praat van hongersnood, hy praat van belediging, en hy praat van gevangenskap. En 'n paar van julle wonder en sê, wie moet nou daai kleinskrif lees? Maar dis die fine print, sien julle daar. Ek moet ook versigtig wees. OK, so hier's die ding. Wat sal ek vat? Hoe diep is my geloof wanneer dinge begin skeefloop? Hoe lank vat dit my voordat ek op myself begin fokus? Hoe lank vat dit my voordat ek my oë van die Here Jesus afhaal? Paulus fokus nie op sy probleme nie. Hy fokus doelbewus op Jesus. Hoekom? Hy fokus op Jesus, want dis waar sy krag is om ander te bemoedig. Dis waar sy krag is om ander op te tel en om ander aan te moedig, al gaan hy self deur die doodsnikke van sy tyd. Ouens, ek en jy kan dit doen. Hierdie moenie vir ons opsioneel wees nie. Ons moet dit doen. Hoe doen ek dit in my eie noodval? Begin om vir ander te bid. Begin. Jy sê, maar Johan, ek kry hier sê jy agterkom, hier is dalk nie reg nie. As jy jou oë toemaak, bid jy net vir jou eie probleme. Here, help my hierdie. En ons niks verkeerd om vir jou eie probleme. Natuurlik moet jy vir jou eie probleme bid, maar jy moenie net vir jou eie probleme bid nie. Die oomblik as jy agterkom, jy word oorweldig deur jou probleme, maak 'n lys van ander mense wat deur probleme gaan en begin vir hulle bid. Sou jy probeer? Sê asseblief, OK, begin dit doen. Begin om te gee vir ander. Jy weet nou, jy het nou 'n lys, jy het nou net vir hulle gebid. Ryk uit, stuur vir hulle WhatsApp. Sê, hoorie man, ek wil net incheck. Hoe gaan dit met jou? Is jy OK? Ek bid vir jou. Is daar iets spesifiek wat ek vir jou kan bid? Miskien nou haal jy die fokus van jouself af en jy sit dit op iemand anders wat jy weet swaar kry. Jy begin om 'n oase te word. Jy ryk uit. Jy bel daai persoon sê, ek gaan nie net vir jou bid nie. Ek gaan vir jou oor die foon bid. Gister bel 'n tannie my en ek bid vir haar. Sy sê, Johan, ek het nou amper my oë toegemaak. Sy was besig om te bestuur. Gewoonlik as ek vir mense bid terwyl hulle reis, ek asseblief moenie jou oë toemaak nie. Maar mense vergeet, dis muscle memory. O, ek moet bid, maak toe my oë. Amper stuur ek die tannie hemel toe. Tannie Kristal, ek is jammer. OK, gaan doen goed. Moenie net bid nie, gaan doen iets. Weet jy wat, baie keer is dit waar ons verlossing kom, daarin dat ek gaan doen iets. Ek gaan was fisies die voete van iemand. Ek ondersteun daai persoon, ek volg op, ek wees fisies Jesus vir daardie persoon. Ons moenie ons probleme groter maak as wat Jesus is nie. Kan ek dit herhaal? Ek moenie my probleem groter maak as wat Jesus is nie, want my probleem is nie groter as Jesus nie. Ek fokus nie op my swaar kry nie, ek fokus op die Here Jesus. Ek fokus daarop om op Jesus te wees. Ek fokus daarop om die kanaal te wees, 'n oase te wees vir ander. Ek fokus daarop om vrug te dra. Amen. OK, soos ek gesê, vertrou Jesus se verinnerlike krag, wees 'n bemoediging vir ander, hou aan omgee. En ek kon nie al die woorde daar kry in my oorspronklike raamwerk sê skep diep uit die fontein van God se genade. Gaan skep. Sy fontein is totaal en al onuitputbaar. Spreuke 11 vers 25 sê, wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. Nou, dis net 'n observasie, hier is nie 'n belofte nie, maar ek dink daar steek waarheid daarin, vir ons as gelowiges. My dors word geles wanneer ek fokus daarop om ander se dorse te les. 2 Tessalonisense 3 vers 13, moenie moeg word om goed te doen nie. Ons krag lê nie in menslike dankies nie. En miskien moet ek hier 'n oomblik stil staan. Baie keer is ons onder die versoeking om iets te doen. Ek bedoel dit nie so nie, maar ek wil daarom hê iemand moet weet ek het dit gedoen. So eintlik wat ek doen is ek doen dit vir 'n menslike dankie. Maar Jesus waarsku ons hierteen in Matteus 6 vers 4. Hy sê jou goeie daad moet verborge bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. So hier's 'n beloning, 'n bonatuurlike beloning wat wag. Die formaat daarvan is nie seker presies nie. Dit lyk elke keer anders, maar Jesus sê verder, iemand wat dit doen om deur mense gesien te word, hy klas sy beloning weg. Hy klas sy dankie weg. En ek wil julle 'n paar goed waarsku vir die dankies van mense. Wanneer ek kom by die dankies van mense, wanneer ek iets doen om deur mense gesien te word, sê ag, Morne, jy's so fraai, jy doen so goed. Dis onmiddellik. Hy het dit klaar weg. Sorry Morne, ek het dit nou van jou weggevat. Dis onmiddellik weg. En daar's 'n vervaldatum, want Morne, doen hom Cassie iets en nou sê ek vir hom dankie. Maar nou omdat jy ingestel is, sorry Morne, hy is nie regtig so nie. Maar omdat Morne nou ingestel is op menslike dankies, nou voel hy 'n bietjie geafronteer dat ek vir hom Cassie dankie sê. So, daar's 'n vervaldatum.
En nou lei dit na onvergenoegdheid. Ek gaan nooit vir iets doen vir hierdie mense nie. Hulle is so ondankbaar. En dit moet nooit my fokus wees nie. Ek doen nie dankies. Ek doen nie dinge vir die dankies van mense nie. Ek doen dit omdat Jesus in my lewe is en omdat ek weet, hy is die ene wat beloon. So, wanneer ek die fontein van die Here uitskep, dis onuitputbaar, dis ewigdurend, dit het 'n definitiewe slaankrag, want die fontein is Jesus self. En dis vir wie ek dit doen. So, wanneer Jesus my bron is, dan word Johannes 7 vers 37 tot 38 waar. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Wie wil daai tipe strome hê? Sê 'n bietjie amen toe. Ek wil ook daai tipe strome hê. So, nie net word ek versadig in die Here Jesus nie, maar Jesus maak my 'n fontein. Ek word nie net self versadig nie. Daar's meer as wat ek kan gebruik. Dit loop oor. Jesus maak my 'n oase. Jesus gee my lewe betekenis en hy gee my lewe slaankrag. OK, so, Jesus maak my 'n oase. Dink julle die punt is duidelik? Twyfel enige iemand, want ek moet nou amper klaar maak. Kom ek maak klaar. Ken of julle kan regkry om vorentoe te kom. So, wees 'n oase in die woestyn, vertrou Jesus vir innerlike krag, wees 'n bemoediging vir ander, hou aan omgee, skep uit God se genade en die laaste een is van 'n groot tekort na 'n totale oorvloed. 'n bietjie met jou praat oor hierdie gedagte. Dis vir my interessant hoeveel keer in die skrif word die tekort en die oorvloede met mekaar vergelyk. Hier is dit nou. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 5, hy sê, net soos wat daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. So, onthou ek nou gesê, jou kleipot gaan kraak, dit gaan breek, en hoe meer dit kraak en breek, hoe meer word dit sigbaar wat binne in jou is, en as dit Jesus is, kan mense dit sien. Ek en jy moet dit te wagte wees. Nou, ek gaan soek dit nou nie, maar as dit kom, dan weet ek hoekom dit kom. So, daar's 'n oorvloed van lyding in Christus, maar daar's ook 'n oorvloed van bemoediging. Nou, hier is 'n moeilike vers om heeltemal te verteer, maar kom ek breek dit nog verder op. Daar is 'n realiteit, dat afgesien van, ons word nie vervolg soos Paulus vervolg was nie, maar afgesien daarvan, daar is tog 'n oorvloed van lyding in hierdie lewe, nê? Daar's 'n oorvloed van lyding in hierdie lewe, maar daar's 'n groter realiteit, en dit is, daar's 'n oorvloed van bemoediging in die Here Jesus. Romeine 5 vers 17 sê, die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het, weet julle van wie praat hierdie vers? Van my en van jou, ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. So daar's ook 'n realiteit van oorvloed van lyding, maar daar's 'n groter realiteit, en dit is die oorvloed van genade en vryspraak, en om te heers saam met Christus. En dis iets wat eendag gebeur nie, dis iets wat hier gebeur. Ek kan heers oor sonde, ek kan heers oor my emosie, ek kan heers saam met Christus in hierdie lewe, daarin, dat ek weet, ek veg saam met die wenspan. Ek is nie aan die verloor kant nie, ek is in die wenkant. Johannes praat in Johannes 10 vers 10, een van my gunsteling verse, 'n dief kom net om te steel en, maar ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê in oorvloed. Nou ouens, hierdie oorvloed, het ons al baie vir mekaar gesê, praat nie van materiële dinge nie, dit gaan terug na Jesus wat die fontein is. Ek beleef oorvloed in hom, al het ek niks. Paulus het omtrent niks gehad nie, maar hy sit in die tronk, al wat hy het is Jesus. Die realiteit vir hom is, hy het 'n oorvloed van lyding gehad, maar hy het 'n oorvloed in Christus gehad. En dis iets wat ek en jy net kan begryp, wanneer ons in volle oorgawe lewe. En die vraag wat ek jou vanoggend moet vra is, in wie se hand speel jy met jou lewe? In wie se hand speel jy in? Wat jou lewensfilosofie? Wat is besig om die vrugte wat jy pluk? Waar is my oë? Waar is my oë? Is my oë altyd op hierdie oorvloed van lyding, op my tekorte wat ek beleef? Of is my oë op die Here Jesus? Wie of wat beïnvloed my hart? Kyk ek na wat ander mense het of nie het nie en ek vergelyk my daarmee? Of laat ek die Here Jesus my hart beïnvloed? Wie beheer my gedagtes? Word my gedagtes beïnvloed deur elke artikel, elke plasing wat op Facebook is of op ek weet nie waar oral is nie? Of word my gedagtes beïnvloed deur die woord? Sien, die ding is, die slegste ding wat kan gebeur is wanneer ek 'n oase het, maar my water is vrot. My water is vrot. Niemand kan dit drink nie, niemand kan dit geniet nie. Dit lyk goed, maar wanneer ek naby kom, dan kom ek agter, hierdie water het verslaan. En dis die vraag, waar fokus ek? Die realiteit is, daar's oorvloed van lyding, maar die groter realiteit is, Jesus
is genoeg. Kan iemand amen sê daar? Die Here wil jou vanoggend 'n oase kom maak. Hy wil jou 'n oase kom maak. Hy wil hê dat as jou kleipot kraak, dat dit wat uitkom moet lyk soos Jesus. Mense moet deur jou lewe kan sien en sien maar jy dien Jesus en dit kan net wees. Waar staan 'n oase? In die middel van die woestyn. As jy in 'n woestyn, laat Jesus van jou 'n oase maak. Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie vir oggend vir die goedheid. Ek kom dankie vir die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek kom dankie Vader, dat as ek vir oggend my volle geloof en vertroue in die Here Jesus sit, dan is daar 'n fontein in my lewe. En Here, dit sal nooit weer opdroog nie. Here, ek weet hier's mense wat ver oggend regtig swaar kry. Hulle is regtig in die middel van die woestyn. Maar Here, as U van ons fonteine maak, dan word ons oases. Here, en wanneer ons 'n oase is, dan kan mense wat dors het, nie van ons water kom drink nie, maar hulle kan van Jesus se water kom drink. En Here, dis wat ek ver oggend bid. Ek kom bid vir elkeen ver oggend hier wat emosioneel swaar kry. Here, wat siekte het. Here, ek kom bid vir elkeen wat finansiëel swaar kry. Here, ek kom bid vir elkeen wat verhoudingsstukkend het. Wil U nie vir hulle in daai omstandighede 'n oase kom maak en sê maar my probleem is nie groter as Jesus nie. Kom help vir ons dat ons oë en ons ore en ons hart sal bewaar en nie sal fokus op ons tekorte nie, maar op Jesus wat ons oorvloed is. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê